Hallo julle, dis fucking een met Friskie Mariski. Vroom! Okay, ek weet, ek het 'n hele paar reise geskep. Ek het begin met hierdie kak en ek het nie klaar gemaak nie. So dis kom ek gedink het, let's do a wrap up of Formula Season 2024 as a newbie, as a Formula 1 Afrikaans enthusiast, wat nie maak of ek alles weet nie. Maar ek is daar vir die drama, die highlights en die tee. Net so hard gehuil soos ek. Luisterie, ek het geweet hierdie naweek gaan emosioneel wees. There's so much going on, okay? Maar het ek anticipate om so baie te huil? Nee. Het ek anticipate om so hard te huil? Nee. Het ek het baie hard gehuil. Kyk hierdie klips wat ek gemaak het terwyl ek gekyk. Anyways, julle, so, my journey het begin, ek het verlede jaar 'n paar reise gekyk, toe besluit ek skree, Ferrari! Wag, kom ek doen my favorite impersonation. Hello, my name is Charles Leclerc and I'm a Scuderia Ferrari Formula 1 driver. Okay, you get it. Kom ons praat oor die laaste reis van die jaar. Julle, ek kan nie wag vir Drive to Survive om uit te kom nie. B, het julle gehoor Max gaan 'n baba hê? Ons gaan 'n mini Max hê. Maar as iemand wat al die drama en nuus volg, julle, daar was apparently 'n interview. Oeps. Wat gesê het Max gaan retire. Oh my goodness, cry. Werksaam. Wise. Vir die van julle wat Formule 1 volg, sal julle weet, dit was Lewis Hamilton se laaste reis van Mercedes. Ai julle, toe gooi Lewis fucking donuts, hy kniel neer by die kar, dit lyk of hy 'n prayer of goodbye sê. Charles Leclerc het 'n helmet wat hy gedra het vir Carlos Sainz, sy teammate, wat uitgeskop is, sodat Lewis vir Ferrari kan ry, which ons almal nou mee vrede gemaak het. In fact, ek was nie regtig 'n groot Lewis fan nie, maar my liefde vir Ferrari, welcome brother. Hoe cute was dit nie? Ek het gesien in die post-interviews, het Lewis klaar vir Leclerc, omgetroos, want Leclerc se hart was in stuk, okay? Die arme bra, hy het voedselvergiftiging gehad, wat het hy, 10 place penalty gehad, he was going through all the odds, shame julle, en toe het julle daai deel in die reis gesien, wat hy, die ingenieurs vra, dat as hulle so aangaan, verloor hulle dan, die Constructors Championships, en toe sê hulle ja, toe sê hy net, fuck. It was rarig sad, julle. I don't know how the guys feel about this, but as a Formula 1 girly, it was giving tears. Anyways, dis nie die enigste mense wat klaar gemaak het nie. Bottas, ek dink hy klaar gemaak, daar was 'n ander ouetjie, is dit Albon, like there's a few changes coming, julle, en ek sal nie surprise wees nie, as hulle vir Perez uitskop nie. I mean, die bro, hy het nie uit qualifying 1 gemaak, in die eerste lap van die reis, die heel fucking eerste lap, dis kom ek hierdie ding fucking 1 noem, en jy kan nie help om fucking te sê, eerste fucking lap, boom, crash, uit. Hey bro, that was potentially your last race as a Red Bull driver, I mean, julle, wie is excited vir die Formula 1 movie, wat gaan uitkom deur Apple, starring Brad Pitt, maar, hoe awkward was dit nie? I mean, Charles Leclerc se haartjie is gebreek, hy 3de plek gekry, nou met hulle soos die podium ry en ek, en fun fact, dit was nie regte champagne nie, dit is Abu Dhabi, hulle laat nie drank nie, so het was soos, wat's gaswater in Afrikaans? Sparkling water, en dan maak mense grappies soos die Leclerc drink sy probleme wat, op wat? Water, maar, dis nou dit, is ek spyt, ek het elke liewe reis hierdie jaar gekyk, van die eerste een tot die laaste een, is ek spyt, glad nie, bly ek by Ferrari, hou ja, support ek vir Leclerc volgende jaar, fuck ja, as die mense dink Devilsdorp was 'n kant, jy moet my sien hoe invested is ek die, anyways julle, fucking een, Friskie Mariski, let's go.